geleentheid gee om 'n bietjie tyd te vat. Sensitief wees in jou gees. En die Here is nou besig. Hy het vanoggend tydens sang het hy met jou gepraat, die Heilige Gees met jou gepraat. As goed wat jy moet gaan doen. As goed wat jy moet gaan regmaak. Miskien het hy vanoggend vir jou gesê, is tyd om jou trots in jou sak te steek, of dit wat jy dink jy weet in jou sak te steek, en te gaan regmaak dit wat jy gebreek het. En al voel jy bang, die Here sê, ek is nog steeds met jou. Hoe lank nog moet dinge gebreek bly? Hoe lank nog moet dit stikkend wees? Hoe lank nog moet ons mense van ons af wegdryf? Hoe lank nog? Dis tyd. Dis tyd om dinge reg te maak. Ek wil hê haal jou boek uit. As jy 'n notaboek het. As jy jou selfoon het en jy het notas. Vat 'n oomblik, skryf neer nou wat die Here met jou gedeel het om te doen. Skryf neer. Dit wat jy in jou hart ervaar, skryf dit neer. En dan wil ek hê, dit moenie net daar op pen en papier bly nie. Gaan doen dit wat God vir jou gesê het om te doen. Die krag het nog altyd gelê in die doen van sy woord. In die doen van sy woord. Moenie net 'n hoorder wees vandag nie. As jy die krag wil sien beweeg, wees 'n dader van die woord. Vir jou oomblik gee. Dit is belangrike goed. God wil jou lewe verander. Ek wil vandag vir jou sê, as groot deurbraak, wat aan die ander kant van hierdie ding, wat jy as 'n probleem sien lê. Groot deurbraak vir jou. Ek dink die verskriklikste ding, terwyl ek nou vanoggend so, terwyl jy skryf, terwyl jy dink, ek dink die verskriklikste ding is om jou hart te verhard vir die woord van God. Want as jou hart gaan verhard, kom maar 'n tyd wat God jou oorgee aan dit wat jy eintlik so graag begeer. En dan gaan jy sien dat dit wat jy begeer het, dit wat jy jouself teen verhard het, of dit waarvoor jy jouself verhard het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek wil jou vandag aanmoedig om nie jou grootste vyand te wees nie. Moenie jou grootste vyand wees nie. Beweeg in die oorwinning in. Dankie Sinai. Waardeer. Ek hoop jy het dit neergeskryf. Ek hoop jy gaan dit doen. Die wat het. Romeine 12 vers 2. 12 vers 2. Het pas vanoggend in by dit wat ek vanoggend met jou wil deel, en ek wil vir jou sê, Ruach Huis is 'n huis wat sy heel beste vir God en vir mense gee. Dit beteken ons gee ons heel beste. Niks minder as die beste nie. Ruach Huis is nie net 'n huis wat sy heel beste gee, is 'n huis wat sy alles vir God en vir mense gee. Alles is niks minder as die beste nie. Alright? Ons wil hê die wêreld moet sien dat ons is gesonde mense en leiers. Wat beteken ons het gesonde verhoudinge
Ons het gesonde verhoudinge met die mense om ons. As jou verhoudinge om jou nie gesond is nie, dan moet jy aandag gee daaraan. Want as jy nie gesonde verhoudinge het nie, kan jy nie 'n gesonde leier wees nie. Jy kan 'n leier wees, maar jy gaan 'n toksiese leier wees. Jy gaan mense lei van die wal af in die sloot in. As jy nie in 'n goeie verhouding met jou vrou is nie, kan jy nie vir haar 'n goeie man wees nie. As jy nie 'n goeie verhouding met jou kinders het nie, kan jy nie goeie ouers wees nie. God roep jou om jou beste te gee. En dit kos iets. Romeine 12 vers 2 sê vir ons die volgende, en dit is 'n belangrike gedeelte wat ek wil hê, skryf dit neer, leer hierdie beginsel, want ek wil vir jou vandag sê, ware kinders van die Here lyk nie soos hierdie wêreld lyk nie. Ons verhoudinge lyk nie soos hierdie wêreld lyk nie. Ons manier waarop ons lei en waarop ons besigheid doen, lyk nie soos wat hierdie wêreld lyk nie. So Romeine 12 vers 2 gee vir ons die belangrike beginsel wat sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die rede hoekom jy dalk met soveel dinge sit in jou lewe, is omdat daar plekke is waar jy gelykvormig geword het aan die wêreld, aan die standaard van die wêreld. God roep my en jou na 'n hoër standaard toe. 'n Baie hoër standaard. Maar word verander. So moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Wanneer jy in God se wil begin beweeg, begin jy die goeie, sê saam, die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God te sien. Maar dit kos dat ek en jy nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Daar's 'n vernuwing wat moet plaasvind in jou en in my lewe. Daar's 'n nuwe manier van ouerskap doen. Hallo my liefie. Daar's 'n nuwe manier van huwelik doen. Daar's 'n nuwe manier hoe ons met mekaar werk, hoe ons optree. Maar dit kos om die gelykvormigheid van hierdie aarde een kant toe te skuif. As jy vanoggend moet sit en dink en plekke in jou lewe identifiseer, waar het jy gelykvormig geword aan die wêreld? En dit is al goed om dit te besef en dit neer te skryf en te sê, Here, hierdie is die plekke wat ek wil verander in my lewe. Dit is vir my so mooi toe Dawid aangejaag het met Batseba en hy gaan sit en hy gaan bid. Hy sê, Here, deurgrond my, toets my, ken my gedagtes. En op die einde sê hy, skep vir my 'n rein hart. Hy besef dat hy het foute gemaak. Hy besef dat daar dele is waar hy gelykvormig geword het aan die standaard van die wêreld. Om egbreek te pleeg, om te moor, om goed te doen wat hy nie moet doen nie, maar nog steeds kom hy en hy maak nie verskonings nie. Hy sê, Here, en ek dink dis wat hom 'n man baie na in God se hart gemaak het, is die feit dat ten spyte van sy foute het hy teruggekom en gesê, Here, ek weet dit, ek aanvaar die straf wat U vir my gee, maar skep vir my 'n rein hart. Here, help my om beter te wees. Ek dink daar moet 'n begeerte by my en jou wees, wat sê, ek wil beter wees. Ek wil 'n beter pa wees. Ek gaan nie vir jou lieg, as ek vandag hier staan en sê, ek het gearriveer in alles in my lewe nie. En om jou so te sê, om die woord vanoggend vir jou te bedien, besef ek ook vanoggend dat daar's tekortkominge waaraan ek moet voldoen, wat ek moet verander. En ek wil jou vandag sê, ek wil 'n beter pa wees vir my kinders. Ek wil 'n beter man wees vir my vrou. Ek wil nie net iets gee nie.
Ek wil my alles gee, want Jesus se standaard lyk heeltemal anders as ons standaard. En ek wil jou vat na Matteus hoofstuk 5 vanoggend toe. Ek het vroeër die jaar het ek ook bedien uit Matteus hoofstuk 5 uit. Ek gaan nie heeltemal dieselfde gedeelte doen nie, maar ons het gepraat oor wees lig en wees sout. Daar agter is ons stiekertjies as jy graag enetjie wil hê. Ek kan nie onthou wat hy kos nie, maar as hy so duur nie, dan plak ons hom agter op ons karre. En as iemand jou vra, hoorie, hoekom is dit so? Dan sê jy, want ek is sout en ek is lig. Jesus het gesê, ons moet goeie sout wees. Ons is die sout van die aarde. En dan is jy sout. En jy begin bietjie bedien hierdie persoon. Ons is sout en ons is lig. Ek wil vir jou sê, ons moet ek moet ophou met daai. Ons moet hierdie gedeelte, Matteus hoofstuk 5, 6 en 7, moet ons werklik waar aan aandag gee in ons lewe. Dis die bergpredikasie van Jesus, 'n preek wat Jesus self gepreek het. En ek wil vir jou sê, as jy 'n preek na aan die hart van God wil hoor, is dit hierdie ene. Want in die begin was die woord, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon, en hier praat Jesus self. Ek dink as jy die akkuraatste preek in jou lewe wil hoor, oor wat God van my en jou verwag, dan moet jy die bergpredikasie van Jesus gaan lees. En dit toepas. Want ek wil vir jou sê, jy sien in 'n absolute oomblik dat God se standaard lyk baie anders as die wêreldstandaard. Hy sê in hoofstuk 5, sê hy 'n hele paar keer, julle het gehoor. So daar's 'n wêreldse standaard. Jesus sê, byvoorbeeld, vers 21, julle het gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Praat van 'n fisiese doodslaan. As Hein kwaad is, of Frikkie kwaad is vir Hein, soos Kain en Abel, en Frikkie slaan vir Hein dood, dan moet hy verantwoording doen vir dit wat hy gedoen het. Maar, ek sê vir julle, sê Jesus, en hoor Jesus se standaard, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. Interessant dat hier staan, groot en raad is met hoofletters geskryf. Moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Jesus sê, is soveel meer as net om 'n ou dood te slaan. Selfs om haat en woede in jou hart te dra, moet jy verantwoording doen. Hier's ander plekke waar hy sê, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, huwelike. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, hierdie is nog 'n stapie verder. Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Jesus het 'n ander standaard van lewe. Hy het 'n ander standaard. Ek wil uitkom by vers 43. Kom ons gaan van vers 38 af. Daar's nog 'n paar keer wat Jesus sê, julle het gehoor, ek het gesê. Maar by vers 38 kom hy. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, nie slaai nie, kan klink soos 'n slaaiblaar wat jou dalk klap, 'n lekker klap geluid, hardklap. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook jou bokleed kry. En elkeen
wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af nie. Wat van jou wil hê nie. Dan vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, dat julle jou vyande moet lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. En bid vir die wat julle beledig en vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader. Ek wil jou vra vandag, sien jy die standaard van 'n kind van God wees? Een van die goed wat by my opgekom het, toe ek net weer hierdie gedagte lees is, ek moet ophou om my eie kop te volg. En ek moet ophou om die woordjie maar te gebruik. Want daar is 'n maar vir alles. Ja, Here, maar U het nie gesien. Hy het alles gesien. Here, U weet nie hoe moeilik dit vir my is nie. Hy weet hoe moeilik dit vir jou is. Maar hy sê nog steeds, ouens, jou standaard lyk nie soos die wêreld se nie. Dit kos om jou eie trots in jou sak te steek. Dit kos om op jou knie te gaan en te gaan bid vir die wat jou vervloek. John Maxwell hy skryf in sy boek, High Road Leadership, praat hy van sy pa, was hy hoof van 'n Bible college gewees. Hy sê in die lede, die board members, wat is die Afrikaanse woord? Raadslede. Hy sê, het dit ongelooflik moeilik vir sy pa gemaak. Ongelooflik moeilik. Hulle het dit uit hulle pad uitgegaan, om dit vir hom hel te maak op aarde. Hy sê, in een aand is hy in die Bybelskool, en hy is besig om, hy sê dit het konflik in hulle huis, want hy het al gehoor hoe hierdie ou met sy pa praat, hy het al gehoor hoe die mense te kere gaan, en hy het vir sy pa gesê, laat ek net in die volgende vergadering sit, laat ek hierdie manne vertel, wat jy als doen, en wat jy beteken vir hierdie ding, en sy pa sê vir hom, jy sal geen so iets doen nie. Jy bly net stil. Hy sê, in een aand, toe sien hy, na 'n vergadering is hy in die biblioteek, of hy gaan biblioteek toe om iets te gaan kry, en toe hy instap toe, hoor hy sy pa daar rondloop en huil. En hy praat met die Here oor dit wat gebeur het nou, en hoe moeilik dit is. Hy sê, en die volgende ding gebeur. Sy pa sak af op sy knieë, en hy sê, Here, vergewe hulle dit wat hulle gedoen het. Seën hulle, bewaar hulle. Here, lei hulle, help hulle, wys hulle. Hy sê, en hier sien hy, hoe sy pa homself verneder voor God. Hy sê, jare later, baie van die lede weg, en hulle is by 'n praatjie waar John Maxwell nou al groot geword gepraat het, en waar twee van hierdie lede gekom het. En toe hulle by sy pa kom staan en hulle sê, ons wil net hê, jy moet ons vergewe vir dit wat ons gedoen het aan jou. Hy sê, kon sy pa met alle eerlikheid, want hy weet van dit, sê, ek het jou jare terug al vergewe. God roep my en jou om die hoër weg te kies. Daar's 'n lae weg, wat jy kan als uitsort soos wat jy dink jy moet doen. Daar's 'n middelweg, wat nie heeltemal die lae weg nie, en is nie heeltemal die hoë weg nie, is so grys area. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n hoër weg, wat ek en jy kan kies. En ek kan jou een ding verseker, want dit is die woorde waarmee Jesus hierdie boodskap afsluit, is dat ons sal nie erger af wees, as ons die hoër weg kies nie. Ons sal nie erger af wees in lewe nie.
Ons sal moeilike dinge deurgaan. Maar ons sal nie erger afwees as ons die hoër weg kies nie. As ons die hoër standaard kies. Ons loop baie keer met hierdie bandjie. What would Jesus do? En ek dink ons baie keer wat mense met daai bandjie op. Hang af of hy op die regter of die linkerhand is. Ek dink daai bandjie het al 'n paar keer geswaai om my ou te klap. Dan wonder ek by myself, is dit regtig wat Jesus sou doen in die oomblik? Inteendeel, die enigste plek waar ek regtig sien Jesus baie passievol geword het en kwaad geword het, was toe die huis van aanbidding hulle hom in 'n koophuis verander het. En die Bybel sê vir my en vir jou, dat weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in jou woon nie? Dat jou liggaam 'n tempel is van die lewende God nie? Ek wil vandag dit by jou en my bekend maak, dat ons moet weet dat ons is 'n huis van aanbidding, nie hierdie gebou nie. Hierdie is maar net 'n samekomplek. Maar dat waar ek en jy ook al beweeg, ons 'n huis van aanbidding is vir God. As daar dinge is in jou lewe wat daar nie moet wees nie, raak ontslae daarvan en kom terug by 'n lewe van aanbidding. As ons die bergpredikasie van Jesus gaan lees, dan sien ons wat waarlik 'n huis van aanbidding is. Hoe waarlik 'n lewe van aanbidding lyk. Wat dit beteken om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie. Ek meen, Jesus sê vir hulle, hy sê hierso, sodat julle kinders van die Vader wat in die hemel is, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Jy kies 'n hemelse pad, wanneer jy nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Hy sê hierso, want hy laat die son opkom oor die slegtes en die goeies, en hy laat dit reën op die regverdiges en die onregverdiges. Want as julle lief het, vra die woord, as julle lief het, wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En die tollenaars sit saam om 'n hoekie, hulle het mekaar baie lief. Hulle kuier lekker saam oor hoe hulle die volk besteel het. Vandag hy man lekker vir 'n ride gevat, en hulle is lief vir mekaar, hulle kyk uit vir mekaar. Die Here vra, hy sê, ons kan dit ook doen, wat se loon is daar? Is nie so moeilik nie. Is nie moeilik om my familie lief te hê nie. Is nie moeilik om jou lief te hê nie. Ja, ek weet nie, so is baie keer moeilik. Nee, ek grap. Is nie moeilik om jou lief te hê nie. Maar vir die ou daar buite, wat dit vir jou moeilik maak, die ou daar buite wat jou seer maak, die ou daar buite wie jou kind seer maak, is moeilik om vir hom lief te wees. En tog roep God ons. En hy sê, jy moet hom lief hê. Bid vir hom. Seën hom. En as jy net jou broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Dan sê hy, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel is, volmaak is. Wees julle dan volmaak, soos wat julle Vader in die hemel volmaak is. Ek stop vandag by hierdie vraag. Is dit wat ek en jy doen volmaak? Of is dit onvolmaak? Is dit die hoër weg? Of is dit die middelweg? Of die laafweg? En ek wil vir jou sê, die middelweg en die laafweg, nie een is goed nie. God roep ons na 'n hoër standaard. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe. Word vernuwe. Nuwe maniere. Hy sluit die preek af, sy bergpredikasie, nadat hy nog 'n klomp goed gesê het. Hy sê, as julle na my woord luister en dit doen. OK? Maak nie saak hoe moeilik hierdie is nie. As jy na dit luister en dit doen, word jy vergelyk met 'n verstandige man of vrou. En die winde waai, en die reën het gekom, en die waters het teen daardie huis aangestorm,
maar dit het staande gebly. Deur die moeilike tye van jou lewe kan jy staande bly, omdat jou fondament op die rots gebou is. God se woord is vir ons 'n rots, 'n bergvesting. Dis 'n plek waar ons kan skuil, dis 'n plek waarop ons kan bou en ons sal staande bly. Maar ons is baie keer trots. En ons hoor die woord van die Here en hy sê, hy wat na hierdie woord van my luister en dit nie doen nie, word vergelyk met 'n dwaas. Jy sien, wysheid of dwaasheid is jou keuse. Is nie myne nie. Is nie God se nie. Hy gee vir ons hierdie woord. Hy sê, hy wat na hierdie woord van my luister en dit nie doen nie, word vergelyk met 'n dwaase man of vrou wat hulle huis op die sand bou. Die view lyk dalk beter. Ek het beachfront. Ek gooi my handdoekie hier reg voor my voordeur en ek lê net daar. En die winde het gekom, die waters het gekom. Nie meer wind, meer water, nie selfe omstandighede kom, want die Here laat die son opkom. Oor die goeie en oor die slegte. Oor die regverdige en die onregverdige. Die Here laat dit reën. Oor die goeie en die slegte, die regverdige en die onregverdige. God's nie onregverdig nie. Maar die huis val. Want hy het 'n swak fondasie gehad. God roep ons na 'n hoër weg. Hy roep jou na 'n hoër weg. Die wêreld het gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Die wêreld het gesê, jy moet jou naaste lief hê. Dis die reëls van die wêreld. Jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ons as kinders van God speel volgens ander reëls. Want ons is sout. En ons is lig. Die wêreld is nie verniet 'n plek van duisternis nie. En die reëls waar volgens ek en jy speel, waar volgens ek en jy lewe, is juis om lig in duisternis in te bring. Om die omstandighede waarin jy is, 'n lig en te kan wees en goeie smaak te kan wees. Sodat die mense na jou lewe kan kyk en sê waarlik, God is goed. Of kyk mense na my en jou lewe en sê, ja, lyk nie regtig asof daar veel aangaan nie. So ek wil jou vandag vra, is jy bereid om jou alles te gee vir God? Is jy bereid om jou trots in jou sak te steek? Daar's so 'n mooi romantiese liedjie. Manne, as jy jou vrou se maag butterflies wil gee, dan sing jy vir haar, all of me loves all of you. Ek wil vir jou sê, dis nie net vir God sê ook, all of me wants all of you. Ek soek jou alles. Ek soek niks minder as jou alles nie. Ek soek nie net 'n bietjie nie. Ek soek nie net 'n stukkie nie. Ek het jou my alles gegee. Ouens, as ons na Paasnaweek kyk, God het sy alles gegee. So ek en jy kan ons alles gee. Amen. Sluit jou oë. As jy dalk vandag hier sit en sê, Here, ek besef ek gee nie my alles nie. Maar Here, ek is in Roag familie en Roag familie het besluit dat ons is 'n huis wat ons heel beste vir God en vir mense gee. Ons wil ons alles gee. Here, ek is nie die perfekte mens nie, maar Here, ek wil werk daarna toe. Here, want U is volmaak. As jy vandag sê, Here, ek wil beter, wil ek jou vra, steek jou hand op daar waar jy sit. Ek wil beter. Ek wil beter. Here, al maak dit my seer. Ek wil beter. Here, al verstaan ek nie, hoekom nie? Ek wil beter. Vir U. En ek wil jou vandag bemoedig.
Al kom die waters en die winde, en jy doen die woord van Jesus Christus, en jy pas dit toe, sal jou huis staande bly. Vader, U het elke hand gesien. Here, U sien meer as net hande, U sien harte. En Here, ons as 'n huis staan voor U en ons sê, ons wil beter. Ons wil nie net beter nie, Here, ons wil ons beste vir U gee. Here, ons wil gesonde mense en leiers wees. Eg in ons geloof, Here, en ernstig oor ons verhouding met U. Here, ons wil U lief hê met alles in ons. En Here, ook ons naaste, so lief soos onsself. Seën die wat ons nie seën nie, Here. Mag hulle U goedheid beleef. En Here, lei ons. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan vra die musikante vorentoe kom. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis die belofte.